Goeiemôre aan al ons boeties en sissies, prys die Here op hierdie koue dag, die wind wat waai. Maar ek wil vir jou vertel, is ons nog steeds warm in ons harte vir Koning Jesus. Halleluja, baie welkom saam met my Pastoor Teddy in vanoggend se woord. Ek hoop jy gaan dit geniet, die wat gaan luister en die wat gaan kyk, maar geniet dit net saam met my in die naam van Koning Jesus. Is altyd lekker om in sy teenwoordigheid in te skuif en net met oor om te kan gesels en net te kan luister wat hy vir my en vir jou wil sê. Here, baie dankie weer eens vir 'n wonderlike dag, vir 'n wonderlike nagrus. Here, dankie dat U vir ons nog 'n asemteug gee. Here, elke oggend is dit 'n voorreg om dankie te kan sê daarvoor, Here. Maar seën ons verder deur hierdie dag, Here Jesus. Boete bespaar ons, lei ons, Here. En dankie vir die woord wat sal uitgaan, Here. Ek weet daar is iemand daar buitekant wat dit wil graag hoor. Daarom loof ek en ek prys en ek eer U daarvoor, Here. Dankie Jesus, dankie. My boetie, my sussie, vandag se onderwerp is ek en jy moet doelgerig leef. Doelgerig leef. So kom ons lees gou 'n bietjie uit 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Hy sê verder, hy sê, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. My broer, my suster, wow. Luister gou mooi bietjie weer. Kom ons gaan kyk na die teks. Hy sê vir ons, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. God het gesê, sy genade is vir jou genoeg. Jy het nie nodig om 'n macho man te wees nie. Jy het nie nodig om te dink jy's hierdie man en jy kan dit doen en dat doen nie. Want God se genade is groter as enigiets anderste. God se genade kan nie bepaal raak nie. Want hy sê net in die volgende reeltjie, sê hy vir my, want my krag word in swakheid volbring. Daar waar jy dit nie meer kan doen nie. Daar waar, wat jy sien, jy is hierdie macho man, jy wil nie wys jy val nie, jy wil nie wys jy seer nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy op jou swakste is jy eintlik op jou sterkste. Want dit is wanneer God by jou is. Dit is wanneer God die naaste aan jou is. Dit is wanneer God sy hand uitsteek en vir jou sê, hier is ek, neem my hand, dat ek jou kan optel. Dit is wat God wil hê. Maar ek en jy het hierdie eie ek en jy wil vir ons almal wys, ek is hierdie, jy het nie nodig om 'n macho man te wees nie. Julle weet, ek het 3 beroertes gehad. En die grootste ene wat ek gehad het in 2011, toe ek my geheue verloor het, my spraak verloor het en al die goeders, lang storie kort, het iemand eendag vir my gesê, Piet, never try to be a hero, because heroes also die. And when a hero die, they just get replaced. So, hoekom wil jy 'n hero wees? Hoekom wil jy 'n macho man wees? Hoekom gaan jy nie nederig op jou knie en sê, Here, ek kan nie meer nie. Daar waar jy op jou swakte is, daar waar jy is vandag, en jy weet nie meer wat ek kan doen nie, is die Here die naaste aan jou. Hy wag net dat jy hom aanroep, Rabboni, 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 my God, ek roep na U. Dit is wat hy vandag vir jou sê. Kom ons lees verder. Hy sê, sodat my ek baie liewer sal ek dus in my swakheid roem. Hoekom gaan jy in jou swakheid roem? Want jy weet, dis die krag van God wat uit jou swakheid gaan opstaan. Want jy kan dit nie alleen doen nie. Dit is waar Jesus Christus inkom. Halleluja. Man, ek wil sommer weer opgewonde raak hier, so verskoon my. Ek weet is net 'n dagstukkie. Maar ek kan nie anders as om opgewonde te raak, om te kan weet, sy genade is vir my genoeg om my uit te tel uit hierdie donker put uit van die hel uit. En hy sê vir jou vandag, daar waar jy in daai put is, daar waar jy in die hel is, waar jy ook al by jou bevind vandag, my broer, my suster, op watter omstandighede sê hy vandag vir jou, roep net na my. Roep net na my. Want my krag sal jou laat opstaan. My krag is op sy sterkste wanneer jy op jou swakste is. Maar ek wat die Here jou God is wil hê, jy moet dit erken. Kom ons kyk gou nog een teksie, nee, ek weet die tyd stap aan. Filippense 4:13. Hoor gou wat sê hy. Hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Jy's in alles in staat deur Christus wat my krag gee. Halleluja. So wat wil ek vandag vir jou sê? Jy het nie nodig
om te val nie. Jy het nie nodig om te gaan lê nie. Jy het net nodig om uit te roep na Jesus toe. Want sy krag is jou krag. Sy opstanding is jou opstanding. Is dit nie awesome nie? Daar waar jy nou is, en jy kan nie meer nie. Maak toe jou oë. Here, ek kom nou na U toe en ek sê, Vader, ek kan nie meer nie. Here, help U my. Rabboni, 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 my God, ek roep na U. En U het gesê, deur my swakheid is U krag die sterkste. U sê in Filippense 4:13, hy sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Here, daarom kom ek vandag en ek erken, en ek bely, ek het U nodig in my lewe. Ek het U nodig in my omstandighede. Ek het U nodig om uit hierdie put van die hel uit op te tel, waar dit tans is, Here. Asseblief, Koning Jesus, ek kan nie meer nie. Daarom kom ek vandag met 'n noodkreet na U toe en ek sê, Vader, 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 dankie dat U my sal antwoord. Dankie dat U my sal optel. Dankie dat U my sal uittel uit hierdie put van die hel wat ek is. Dankie dat U my na hoër hoogtes toe sal vat, Here. Vader, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U eer, ek wil U seën, ek wil, Here, karabasharababababakowanda, rambasikototorianda. Dankie daarvoor, Koning Jesus. Here, seën elkeen vandag in hierdie dag. Maak ons toe onder 'n bloedkombers, Here. Seël ons af met 'n kringvuur van die Heilige Gees. Dis my gebed in Koning Jesus. Amen en amen en amen.